just want to give over. Ons wil net oorgee. Nie opgee nie, oorgee. Here, want opgee is nie 'n opsie nie, want my God is groter as enige iets wat in hierdie wêreld kan heers. So opgee is nie 'n opsie nie, maar oorgee, dis die opdrag. Here, ons wil vanoggend kom en ons wil vra, laat die woord vanoggend in ons kom werk. Kom stir in ons harte, kom krap ons om, Here, kom haal mindsets uit wat ons gedink het ons het nie eers nie, emosies wat opgebou is, wat ons nie geweet het, dis 'n issue nie, Here, waar daar pride is, waar daar whatever is vanoggend, kom skud ons kassies, Here, soos U dit nog nie gedoen het nie. Here, U het vir my gevra, is jy reg vir hierdie woord? En ek weet nie of ek slim of dom was om te sê, ja, Here. Here, maar hierdie woord van vanoggend is 'n woord vir elkeen van ons. Whether jy 'n pastoor of 'n leier is, whether jy 'n lidmaat is, whether jy 'n pa of 'n ma is, 'n student is, whether jy 'n besigheid het of in 'n werksplek is, daar waar jy beweeg, is hierdie woord vanoggend super nodig. Super nodig. Here, en elkeen wat hier binne is vanoggend. As jy reg is vanoggend, ons sê, Here, kom sif my. Kom sif my van die goed wat maak, dat ek dalk in die pad staan, van dit wat U wil doen. Kom haal dit vanoggend uit. Wil ek jy moet saam met my sê, in die naam van ons Koning Jesus Christus. Amen. Amen. Julle kan sit. So pastoor, wat sê jy vir ons? Kry sommer al ons pastore en leiers en almal naby, want almal het hierdie woord nodig volg. Christy, Mika, julle almal wees naby. Almal van ons haastetjie koppie uit. Prys die Here. As jy 'n besigheidseienaar is, as jy 'n familieman of vrou is, 'n ma, pa, whoever, waar jy inpas in die lewe, hoof van 'n vriendekring. Hierdie woord is vir jou vanoggend. Tema vanoggend geestelike spietkops. Wat is die doel van 'n spietkop? Hey? Wat moet 'n spietkop doen? Wat is die doel van 'n spietkop? Sê weer? Wet handhaaf, ja, wat nog? Hey? Kom, wat is die doel van 'n spietkop? Weet julle nie, waar julle maar net vir hulle betaal jou R50 bribe, want jy's mos 'n Christen, so jy betaal bribes. Wat is die doel van 'n spietkop? Hy moet seker maak, jy kom nie padreels na, amen? Hy moet seker maak, jy's nie vir ander mense 'n gevaar nie. Amen? Hy moet jou van die pad afhaal as jy roekeloos is en skade kan maak. Amen? Hy moet seker maak dat almal wat op sy pad is, aan mekaar dink, want hoekom? Dit gaan oor veiligheid van ander. Amen? Amen? Hy trek jou af om te hoor of jy 'n lisensie het. Amen? Hoeveel Christene ken jy sê ek's 'n kind van God, maar hulle het nie lisensies nie. Die leef in sonde. Want wat soek jy op die pad sonder 'n lisensie? En dis die ding wat ek vandag wil aanspreek is, daar's spietkops in die wêreld, maar daar's spietkops in die gees ook. Want die probleem is met geestelike spietkops, hulle kan maklik soos die wêreld se raak. Korrup. En baie Christene eien hulle die posisie toe van 'n geestelike spietkop. Om vir ander mense te sê, hoe moet hulle op die pad loop, om vir ander mense te sê, wat doen hulle verkeerd, om vir ander mense te sê, dit wat jy doen is nie reg nie. Die verskil is net, die een wat praat, is dit suiwer of korrup? En vanoggend is my vraag vir jou, is jou Christendom suiwer of korrup?
Is jou leierskap suiwer of korrup? Is jy as 'n leier, 'n pastoor, 'n man van die huis, 'n vrou van die huis, 'n besigheidseienaar, 'n ma, 'n pa? Is jou Christendom suiwer of korrup? Soos die prentjie wys, jy kan mooi lyk met vuil hande. Is jou hande vuil omdat jy jou sonde afwas, of is jou hande vuil omdat jy heeltyd ander mense se sonde uitwys? Sien, want dis iets wat ek die laaste tyd agterkom, al hoe meer kinders van God spesialiseer daarin om ander mense se foute uit te wys. Dit is asof mense dit toeëien om ander mense se foute uit te wys. Met vuil hande. Slogan sê hier agter, ons is 'n hospitaal vir sondaars, nie 'n museum vir heiliges nie. Sien, omdat iemand nie soos ek en jy dink nie, dan dink ons hulle is verkeerd. Amen? En dis iets wat die laaste tyd my vrou baie by my spaak, want hoekom? As ek oor iemand wil praat, dan sê sy, onthou, Jesus het ook vir daai persoon gesterf. Maar ons vergeet dit. Met ander woorde, ons raak soos Oud-testamentiese fariseërs. Ons het 'n Christelike fariseer gees wat rondhang oor die wêreld in die kerk op die oomblik. En Jesus praat daaroor, hy kom met die fariseërs. Ek laf so die Amplified Bible sê, julle pretenders. Hy sê nie Pharisees nie, hy sê you pretenders. Julle wat voorgee, jy's beter, dis hoekom jy die fout, al hoekom jy iemand anders se fout uitwys is omdat jy voorgee jy's beter. Hoor mooi, al hoekom jy ander mense se foute wil uitwys, is omdat jy voorgee jy's beter. Hy sê so, elende wag vir julle skynheilige skrifkenners, want julle blokkeer die koninkryk van God vir die mense. Julle gaan self nie daarin nie en boonop verhinder julle die wat wel probeer ingaan. En ek sien die prentjie en ek dink, die woord sê die lewe is in die bloed. Jesus het vir ons gesterf, sy bloed het vir ons gevloei. En die vraag kom by my op, is jy in die liggaam van Christus se bloedlont? Stop jy die vloei van God in mense se lewe? Is jou oordeelgesindheid, is jou veroordeling van mense, is jy die bloedlont? Is jy die gevaar dat ander mense God gaan verwerp? Gaan doodgaan, gaan daai deel van die liggaam doodgaan, oor ek en jy partymal 'n bloedlont is. So ek gesê, julle gaan nie vandag van my hou nie, want ek hou nie eens van myself volgens nie. Maar ek weet wat die Here vir my sê. Hoe maklik ons ander mense wil veroordeel. Baie keer in leierskap, as 'n hoofpastoor moet jy partymal keuses maak, en jy moet mense partymal challenge tot sekere goed. Partymal moet jy toets, is mense in 'n posisie vir die dienswerk, of is hulle in 'n posisie vir die titel? Partymal moet jy toets, dat daai Christen sê hulle wil dit doen, is hulle opreg, of soek hulle iets daaruit? Wat's die hidden agenda agter dit? Want mense inherent sê die woord, is evil. Hoeveel mense ken jy wat met hidden agendas rondloop? Hulle is all smiles voor jou. Maar die skrif is so hard, hy sê, want julle blokkeer die koninkryk van God vir mense. Hy sê, julle gaan self nie daarin nie, en boonop verhinder julle die wat wel probeer ingaan. Omdat jy dalk iets nie verstaan nie, nou wil jy ander mense sê, dis nie reg nie. Jy het dalk geen verhouding met die Heilige Gees nie, nou gebeur iets, iemand bid, en dan val iemand om sê, nee, daai is van die duiwel af. Omdat jy self nie daai connection met die Heilige Gees het nie. Nou veroordeel jy iemand anders tussen. Iemand kom byvoorbeeld uit 'n verslawing uit en nou oorwin hy. Nou is jy die een wat daar teen praat. Hy dink hy's beter as ons, sy dink sy's beter as ons. Word jy die bloedlont van die liggaam? En ek wil hê jy moet vanoggend hieraan dink, en ek wil hê ons almal moet vanoggend hieraan dink. Want ons almal kry 'n beurt. Want die Here toets die suiwerheid van ons hart. Amen? Hy toets die suiwerheid van ons hart. Hoor wat sê Jesus vir hulle, elende wag vir julle. Julle skynheilige skrifkenners, want julle trek rond oor see en land om een proseliet te werf, en dan maak julle van hom iemand wat op die pad is hel toe, 2 maal erger as julle.
Daai mense soek altyd iemand om op te lei om erger as hulle te meer te oordeel. Wat sê hy? Salwing groei. As dit vrymaking is, gaan jy meer mense vrymaak. As dit oordeel, gaan jy meer oordeel. So die leier aan wie jy vasmaak, jy word 2 keer so erg. Word jou kind soos jy, gaan 2 keer erger wees. Word jou werksmense soos jy, dan gaan hulle 2 keer erger wees. Word jy soos die leier wat jy glo is die alfa en omega van die Here af, jy gaan dubbel dit hê wat daai persoon uitstraal. So as daai kerkleier met 'n hart van oordeel of bitterheid sit, gaan jy daai goed aanneem en uitstraal. Jy gaan so praat, jy gaan so dink, jy gaan so redeneer. En ek begin al hoe meer en meer, begin ek die Here vra, Here, hoe suiwer is ons harte? Hoe suiwer is my leierskap se harte? Hoe suiwer is my lidmate se harte? Sien ons in mekaar die vrug wat die woord verwag? Of sien ons 'n wêreldse Christendom? Jy sê die regte goedjies, jy doen die regte goedjies. Wat is die struggle waarmee ek en jy struggle? Hy sê, ellende wag vir julle, julle blinde gidse, wat beweer, as iemand by die heiligdom sweer, het dit geen bindende krag nie, maar as hy by die goud van die tempel sweer, dan is dit bindend. Julle blinde dwaase, wat is die belangrikste? Die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word? Dinsdag gaan se klas sê ek vir mense, jou Bybel is 'n boek, maar hy's nie groter as God nie. Hoor mooi, jou Bybel is nie groter as God nie. Jou Bybel is net 'n boek wat die storie van God in het. Wat maak jou Bybel waardevol? Die storie van Christus. Maar jy aanbid nie jou Bybel nie, jy aanbid God. Jy aanbid nie jou reëls nie. Kan mense in jou Christus sien of sien hulle reëls? Sien hulle regulasies? Sien hulle net nuwe wette? Bring jy oordeel oor mense? Bring jy skuldgevoel op mense? Maak jy mense skaam oor hulle foute? Maak jy mense seer, laat hulle voel, "Jesus, ek kan nie eers gaan konfess nie, ek voel so sleg." Ons praat nou die dag daaroor. Gister, Vrydag, met iemand, en praat ons oor werk. Almal bid vir meer werk. Imagine, hier kom sit 'n begrafnisondernemer. En hy sê, bid vir my, ek soek meer werk. Wat gaan jou reaksie wees? Hallo? Of een van hierdie insleep ouens? Bid hy dan vir meer ongelukke? Of vra, Here, gee vir my 'n kontrak, dat ek vir versekeringsmaatskappye karre rondskuif? Sien, het jy eers gedink aan die ongelukke? Dis hoe besoedel ons is. Amen. Wat van die begrafnisondernemer? Wat as hy van die hospitale af lyke kan skryf? Hoekom moet ons die bad eerste soek? Imagine is dit 'n prostituut wat sê, meer werk. Ek weet al die mans sal sê, ons sal haar uithelp. Nee, jy gaan nie. Ons het so 'n girl in die kerk gehad. Van ons al wat sy geken het, dis hoe sy groot geword het. En die Here het al vrygemaak, en sy is vandag die PA van 'n baie groot maatskappy se CEO. Verdien baie meer as wat ons kan imagine. Maar sy het gekom soos sy is, en die Here se aangesig gesoek. Daar was 'n paar bloedklonte wat gesê het, wat soek daai vrou in die kerk? Want hulle ken haar, hulle bly in dieselfde gemeenskap. Kom werf sy nuwe werk. Sien, ek en jy wil mooi lyk agter vuil hande. Ons het soveel om te sê oor mekaar, ons het soveel om te sê oor ander kerke, oor ander Christene, met vuil hande. Jou eie huis is nie in orde nie, maar jy wil die Here se huis in orde ruk. Jy wil vir die pastoor en die leier sê, hoe moet hulle kerk doen, maar jou eie huis is in shambles. Hoor wat sê Jesus,
Verder sê julle, as iemand by 'n altaar sweer, het dit geen bindende krag nie, maar as hy by die offer bo op die altaar sweer, is dit binde. Hoeveel mense ken jy wat sê, maar onthou wat gee ek vir die kerk? Vir hom gaan dit oor wat hy gee, nie vir wie hy gee. Onthou wat het ek vir jou gedoen? Onthou wat het ek vir jou gedoen? Onthou wat het ek vir jou gedoen? Dit gaan nie oor die hart van gee nie, dit gaan oor om gesien te word, laat ek gee. Dis 'n bloedlont. Amen. Hoe blind kan julle tog wees? Wat is immers belangriker, die offer of die altaar? Waardeur die offer geheilig word. Dis wat ek altyd sê. Wat maak my kluis waardevol? Die feit dat dit 'n kluis is, of die feit dat daar gewere en ammo en kerk kontant is wat ons inbetaal? Wat maak die kluis waardevol? Nie die kluis nie, die inhoud. Amen. Hoekom beroof hulle nie 'n leë bank nie? Want dis nie waardevol nie. Hoekom val die vyand nie mense aan wat leeg is van die Heilige Gees nie? Want hulle het niks waardevol. Hy soek jou calling, hy soek jou roeping, hy soek jou vrede, hy soek jou liefde, hy soek jou genade, hy soek jou voorsiening, hy soek jou seun, hy soek jou kinders, hy soek jou man, hy soek jou vrou, want al daai goed is vir God waardevol. Dis hoekom hy division tussen mense bring, tussen ouers, kinders, man en vrou, familie, paas, maas, werkers, whatever. Want unity demand blessing. En hy haat dat jy geseën is. Hy haat dat jy geseën is. Amen. Wanneer jy by die tempel sweer jy tog nie net daarby nie, maar ook by hom wat daarin woon. Net so wanneer jy sweer by die hemel, sweer jy ook nie by die troon van God en boonop by hom wat op die troon sit nie. Mense sê so, ek sweer voor die Here. My hand op die Bybel. Jou mense gehoor het sê? Ek sweer met my hand op die Bybel. Besef jy wat jy sê? Want as jy dit doen, sê jy, ek roep God as oordeel. Ek roep God as judge in my besluit. Ek roep die Here om te kom toets of my hart en my woorde hier suiwer gaan wees. En wat gaan hy vind? Pastoor, as die Here dit doen, dan gaan ons dit vir die kerk gee. As ek daai kontrak kry, dan koop ek vir die kerk 'n nuwe gebou. Weet jy hoe baie het ek al daai storie in my lewe gehoor? Dan word mense gebless met 3, 4, 500 miljoen rand kontrak, die sien hulle nooit nie. Sien, ons monde is groot, want ons harte is klein. 'n Groot hart het 'n stil mond. 'n Groot hart het 'n stil mond, want 'n groot hart boast nie oor wat hy goed doen nie. 'n Groot hart verstaan sy swakheid. Dis hoekom Paulus sê, wat sê hy? Therefore I boast in my weakness, because there God is the strongest. Wat beteken boast in your weakness? Baie ander kerke sê vir my, pastoor, jy is mal om oor jou sonde voor in jou kerk te preek. Mense soek iemand om na op te kyk, hulle soek nie iemand met foute nie. God gebruik mense met foute, want daar is nie ander mense nie. Amen? Waarmee is die ding waarmee jy struggle? My grootste ding wat ek elke dag mee fight, is minderwaardigheid. Hoekom? Want inherent wil ek 'n people pleaser is. Ek wil almal happy. Amen. Jy stoei dalk met las. Het jy al vir iemand gesê, bid vir my? Ek is konstant lus, ek weet nie wat gaan aan met my. Dalk sit jaloesie. Wanneer laas kon jy na iemand toe gaan en sê, weet jy, ek sukkel regtig met jaloesie. Ek is jaloers oor wat ander mense sê. En dis 'n ding wat ek in my hart moet gaan kyk. Kan ek as my pel vir hom 'n nuwe bakkie koop, dit saam met hom celebrate? Of sê, yes, kyk nou alweer. As ek net daai ou se vrou kan hê. Nee.
My pa het altyd gesê, vir elke enkel mooi vrou beteken dit daar's een of ander man wat moeg is vir haar strong. Amen. En ek dink is dieselfde met mans. Vrouens raak moeg vir ons. Prys die Here dat liefde is 'n opdrag, nie 'n keuse nie. Dis my vraag vanoggend. Ek moet so waaksaam wees teen minderwaardigheid. So 2-3 jaar terug kap die duiwel my een oggend. Ek sit in ons huis, ek sit met my vrou en huil. Ek sê, is ons ministry nog relevant? Moon by die Here. Hoe weet ek dit wat ons doen verander nog lewens? En dis net God wat in daai tyd jou krag kan wees. As 'n ouer, hoeveel het jy al soos 'n failure gevoel? Jy kyk na jou kinders, dan breek jou hart en dink jy het hulle gefaal. Ek het as kind gevoel ek het my ouers gefaal. Want ek was net nooit goed genoeg nie. En ek moes leer om nie die aansien van mense te soek nie. Want weet jy wat's minderwaardigheid? As ek weet ek het iemand se respek verloor, dan gaan ek uit my pad uit om weer hulle respek terug te kry. Want dit was vir my belangrik. Maar dis minderwaardigheid. Weet jy hoe steek ons jaloesie weg met grappies? Wat jy oor iemand maak, iets wat hulle gekry het of iets wat hulle het. Oor greed. Ja, het jy nou een of ander skelm transaksie gehad. Jy sit met greed. Dis jaloesie. Ek het op 'n tyd met las gesukkel, soos 'n heavy. Ek het my naam en die koninkryk en my bediening met 'n plank geslaan. En die Here moes my kom vrymaak. Ek het ook op 'n tyd agter alles aangejaag wat die wêreld het. 3 bikes, 5 karre, 'n kluis vol gewere. Tot die dag waar die Here sê, as jy sê, dien my werklik, hoekom het jy al hierdie goed nodig om beter te voel? Aan wie wil jy bewys? Jy's goed genoeg. Aan wie wil jy bewys? Jy het alles. Aan wie wil jy bewys? Dit gaan goed met jou. Aan wie wil jy bewys? Ek is in beheer van my lewe. Aan wie wil jy bewys? Alles werk uit soos jy dit wil hê. Hoekom probeer jy mense beïndruk? As ek die Skepper gelukkig is met jou. Hoekom probeer jy jou ma beïndruk? Hoekom probeer jy jou pa beïndruk? Ek dink die beste ding wat kon gebeur met my laas jaar, in die begin van die jaar het ons leiers 'n meeting in Bianca doen vir ons MBTI en redemptive gifts en al daai lekker goed en sy bied dit so amazing aan. Maar ek ontdek iets daar vir my. Baie ding sê, ek is die fun pa. Maar ek's ook die ass pa. Soveel van as wat ek is, so moeilik kan ek wees. En ek dink dis eintlik so. Want dis hoe ek is as mens. Net soos wat ek vir jou 'n goeie vriend gaan wees, gaan ek vir jou 'n goeie pastoor ook wees. En jy gaan moet leer die rolle onderskei. Onthou my vrou toe sy Bybelskool gedoen het, dan sê sy, wat was vir haar moeilik? Jou van haar klasse mentorskap, dan sê hulle, jy moet jou man mentor. Sy het vir my gekry. Arme vrou. So elke vraag wat sy my vra, antwoord ek met 'n vraag. Is nie maklik nie.
As hy na my toe kom en sê, jy het soveel rolle, pastoor, man, pa, vriend, biker. Ek wil nou met die pastoor praat, want hierdie vraag gaan oor die pastoor. God verwag ons moet dieselfde wees, maar jy staan in verskillende rolle. As hy jou 'n ouer gemaak het, wees 'n ouer. Al kos dit jou wat, weet jy wat maak ons? Ons word hipokrits. Ons word fariseërs. Ons is te vinnig om mense af te skryf vir wie Jesus gesterf het. Die hele week het ek hierdie prentjie en ek het eers daaraan gedink om ons groot kruis te gaan haal. En vir elkeen te sê, kom lê op die kruis, kom voel dit, dat Jesus vir jou gesterf het. Dis die prentjie in my kop die hele week. Wat ek gaan lê, ek voel hoe gaan lê ek op die kruis. En soos ek daar lê en ek kyk hulle gaan die spyker inslaan, dan vat Jesus my en sê, ek sal in jou plek sterf. Want die woord sê, ek en jy is tot dood veroordeel, as gevolg van sonde. Jy kan nie daar uitkom nie, jy kan dit nie wegpraat nie, as dit nie vir Jesus is nie, is daar geen redding nie. Sien, maar ons wil so goed in ons Christendom wees, ons het vergeet om reël te wees. Ons word fariseërs. Ons oordeel mense wat anders as ons sondig. Hulle het my te nagekom. Hulle het nie dit vir my gesê nie. Hoe moes ek weet? Ek moet vrek. Kom op jou kruis. My favorite vers in die Bybel, Lukas 9:23, wat sê, as jy my wil volg, tel op jou kruis daagliks. Elke dag moet ek sterf vir daai minderwaardigheid. Elke dag moet ek sterf vir wat daai sonde is wat my dryf. Ek moet sterf vir jaloesie. Want partymal voel ek ook jaloers. Jy doen dalk nie, julle is mos almal heilig, julle het nie foute nie. Maar ek sak partymal. Partymal wil daai ou kortie meer van my uitspring. Ek spesialiseer in sarkasme asof dit 'n ekstra gawe is van die Heilige Gees. Maar as ek nie myself in die spieël kan kyk oor my eie foute nie, hoe kan ek uitleef wie God vir my is? Want al wat jy dan gaan sien is iemand wat voorgee, dit gaan net altyd goed. Is ons so goed met pretend, dat ons vergeet, God soek nie 'n koppie nie, hy soek die reël persoon. Hy soek juis ons met ons foute. Hy sê vers 24, blinde gidse, julle sif die muggie uit die drinkwater, maar die kameel sluk julle sonder meer af. Ek love die ander prentjie wat 'n koffiebeker. Jesus gebruik 'n koffiebeker. Wat hy sê, almal was hom buite, maar binne is hy nog vuil. Hy sê, was die beker binne, dan sal die buitekant al klaar skoon kom. Jy het dit al gesien. As jou koffiebeker was, die buite sit jou lip, waar die koffie gedroel het. Maar terwyl jy hom in die wasbak het en jy was hom binne, dan kom jy aan die buitekant al klaar skoon. Sien, hy sê, die ware change buite moet binne begin. Jy help nie, jy's 'n blink gepoetste appel, maar binne is jy vol wurms nie. Jy's kleinlik. Ons is kleinlik. Ons kyk af op mekaar. Ons verneder mekaar. Ons praat sleg van mekaar. Ons praat sleg van ons kerk. Ons praat sleg van die Here. Ek praat nie sleg van die Here. As jy van sy skepping sleg praat, praat jy van hom sleg. Want dit is sy skepping. Hy is die skepper en hy het gesê dit is goed. Maar ons doen hierdie goed, want hoekom? Ons wil nie useless voel nie. Ons wil voel, ons het 'n plek in die samelewing, ons wil voel, ons maak 'n verskil, ons wil voel, ons het iewers 'n impak. Weet jy hoekom het ons dit nie? Want ons kruip agter ons maskers weg. Ons is pretenders. Het jy my al gesien kwaad word? Jy wil nie. Ek praat ek net van moermeter rooi nie, as hy naald so begin buig en hy snap.
En ek moet daai ding by die Here vat en sê, Here, is onnodig om daar te gaan. I don't need this. Elke dag sterf daarvoor. Wanneer laas het jy voor die Here gaan sit en gaan jou hart gebreek oor jou gesindheid oor mense? Sê ek is jammer, ek is deel van die bloedklont. Ek is die rede hoekom mense seer kry oor my gesindheid, oor my attitude, oor ek moet alles fout vind. Wanneer laas het jy dit gedoen? Wanneer laas het jou hart oor jou sonde gebreek? Nie ander mense nie, joune. Want die Here sê werk jou eie heil uit. Jy kan buite blind lyk, maar met vuil hande in die gees voor God staan. Wat sê Jesus? Gaan weg van my af, ek ken jou nie. Maar in U naam het ons siekes gesond gemaak, duiwels uitgedryf. Ons het al hierdie goeie werke gedoen, Here. Ons het vir die armes kos gegee en komberse. En hy sê gaan weg, ek ken jou nie. Hoekom? Want jy's 'n pretender. Ons gee voor. Wanneer laas het jy met iemand in 'n gesprek gesit en gesê, "Jesus, weet jy wat? Ek sukkel eintlik hiermee." Hoekom doen ons nie? Want ons is bang mense oordeel ons en mense skinder van ons. Laat hulle oordeel. Laat hulle skinder. Wees jy skoon. Amen. Ek lees vanoggend hierdie ding. Ek kyk waar is hy. Kom, wees jouself. Is nie daar een nie, is die ander een. Hallo? Hier is hy. Before God can use you fully, He must own you completely. Before God can use you fully, He must own you completely. Wie besit jou? Jou man, jou vrou, jou kind, jou werk, jou familie? Wie stel jy heeltyd voor God? Dan wonder jy hoekom jou ministry nie aan die gang, dan wonder jy hoekom jy nie tyd het vir bediening nie, dan wonder jy hoekom die Here jou nie gebruik nie. Because He doesn't own you fully. He doesn't own you completely. Want die Here moet in jou lewe inpas. Jy en ek pas nie in sy lewe in nie. Here, my wil met 'n bietjie van U wil asseblief. Ek soek nie my dag omgekrap nie. Weet jy wat doen hy? Hy sê, gaan dan net aan. Want dan het jy my ook nie nodig nie. As ek nie jou 100% jou God is nie, dan is ek glad nie jou God nie. Before God can use you fully, He must have you completely. Julle is so stil voor. Some pastors and leaders and business people are more in love with their ministry for God than God of their ministry. Is jou bediening vir jou belangriker as God? Is jou werk bo God? Want jy's 'n koning, dis 'n bediening. Besigheidsman, pa, jy's die hoof van die huis. Jy liewer vir jou gerief as vir God binne in jou huis. Is jy liewer vir die geld by jou werk as God wat die seën vir jou bring, dat jy geseënd kan wees. Kryf jy materialistiese goed in plaas van om materialistiese goed te gebruik vir die koninkryk. Sien, ek het lankal geleer om ophou mense te smeek om te help. Mense sê altyd, pastoor, as jy my nodig het, vra net, ek sal daar wees. Nee, as jy daar wil wees, sal jy daar wees. Jy het nie 'n uitnodiging nodig. Want die woord sê, doen alles asof jy dit vir die Here doen. Jy kom nie kerk toe vir my nie, want dan na vanoggend gaan jy nie weer kom nie. Jy dien nie die Here sodat ander mense moet sien jy dien die Here nie. Jy dien die Here omdat God die Here is. Ons het al hierdie verskonings hoekom ons nie die regte ding kan doen nie. Ons het seer. Hulle het my teleurgestel. Hulle het my te nagekom. Ja, bla bla bla. Honey bullshit. Al wat jy doen, jy beskerm jou ego, jy beskerm jou trots, want dis wat ons doen, ons verdedig ons trots, ons verdedig ons ego, want my ego het seer gekry, my trots is geskend. Want as ons nie hierdie lese kan uitleef nie, moet ons banner afhaal.
As hierdie nie 'n hospitaal is waar gewone mense met regte probleme gesond kan word sonder oordeel nie, hoekom doen ons wat ons doen? Want Jesus verniet gesterf, sê die woord. As mense nie in jou huis kan inkom en veilig voel en weet hulle gaan nie daar veroordeel sit nie, hulle gaan vrede en liefde en genade kry nie. Hoekom moet hulle dan kom as dit nie daar is nie? Ons hart hierdie jaar is, maak jou deur oop, nooi mense. Wie het jy al genooi? Nee, want dis my heiligdom, dis niks van jou nie. This will burn. Die woord sê, aan die einde van die lewe gaan hierdie hele wêreld verbrand. Jou huis gaan afbrand, jou kar gaan afbrand, jou bike gaan afbrand, jou whatever jy het gaan afbrand. Want hierdie wêreld word vernietig. It will burn. Jy sê, alles wat ek het behoort aan die Here, tot hy sê, leen dit vir jou. Hallo? Tot iemand jou vra vir hulp. Ek het lankal geleer, as mense nie hulp wil hê nie, wil hulle jou nie hê nie. Want iemand wat sonder trots sit, of sonder 'n issue met jou sit, sal enige tyd hulp aanvaar. Ek was lank ou wat sê nie, ek sal self regkom. Nou vra ek vol. En as jy my nie kan help nie, dan vra ek iemand anders. Nou die einde van die dag as daar niemand is nie, dan probeer ek self. Gaan dit so goed wees soos jy wat 'n pro is in daai bedryf? Glad nie. Maar ek gaan happy wees. Ek het gekry wat ek voorgevra. Sien man, as ons nie, wanneer iemand nee sê, ophou vra nie, want anders gaan jy daai persoon begin manipuleer. Ja, maar doen dit nou vir die kerk, dis vir die kerk. Dis manipulasie. Ag, jy weet ek kry eintlik swaar, maar jou salaris is meer as ander mense se. Maak my kwaad wanneer mense sê, hulle kry finansiëel swaar. Maar hulle het groter salarisse as mense, hulle 2-3 karre, hulle het 'n mooi huis, maar hulle kry swaar. Dis omdat jy stupid met jou geld is, dat jy swaar kry. Want jy pas nie rentmeesterskap toe, wat die Bybel sê, jy moet bestuur jou geld nie. Maar omdat ons sukkel met goed, koop ons goed, wat ons nie nodig het nie, om mense te impress, waarvan ons nie eers van hou nie. Because we want to keep up with the Joneses. En wat doen jy op die einde van die dag? Jy sink jouself. Jy's die een wat met skuld sit, jy's die een wat verarm, jy's die een wat met huweliksprobleme sit, want daar's nie geld nie. Jy's die een wat met al daai crap sin. Want jy probeer ander mense impress. In plaas dat jy net sê, ek sukkel, want ek's 'n people pleaser, ek sukkel met last, ek sukkel met verslawing, ek sukkel hiermee, bid saam met my, want hierdie goed kry my onder. Hoe weet jy wanneer iemand hulle sonde verdedig, dan weet jy dis 'n ego probleem. Want trots gaan altyd die sonde verdedig. Adam en Eva was die begin. Adam, hoekom? Nee, Here, is die vrou wat jy my gegee het. Trots gaan altyd jouself uitskei, is altyd ander mense. Dis altyd die substance. Dis altyd die omgewing. Dis altyd die werksplek. Dis altyd die kerk, is nooit jy nie. Dis 'n ego probleem. Jy sit met trots en die woord sê, dis die ding wat jou in die hel gaan kry. Dis trots. Johannes 12 sê die volgende. Hy sê, vir 'n saad om te groei moet hy eers doodgaan. Sien, om iets groot vir God te word, moet jy eers sterf van jouself. Laat God toe om jou te plant. Hy het 'n saad in jou gesit vir die toekoms, wat hy 'n droom oor jou lewe het. Wanneer gaan jy sterf vir daai droom van jou, dat God se droom geaktiveer kan word? Ek moes leer sterf vir my ministry, sterf vir wat ek wil hê. Sê, Here, dis nie myne nie, dis U se. En dit dan hanteer asof dit syne is, nie myne nie. Want as jy dit weer joune maak, gaan jy dit weer verdedig met jou ego. As dit syne is, hoef jy dit nie te verdedig nie, want God kan sy eie goed uitsorg. Hy sê, ons is wedergeboorte. Die ou mens het wat gedoen?
gesterf, dood gegaan. Hoekom hou jy vas aan daai ou mens se gedrag en gesag? Hoekom hou ek partymal daar vas? Hoekom wil ek partymal die ou mens wees? Daar's daar wat ek wens, ek kan net die ou Kobus Siebrus wees. Ek wil net so graag 'n paar Christene teen die oorklam. Maar hard genoeg, nie net tik nie. Ek het al gesien hoe slaan ek 'n ou uit sy eie skoene uit. Ek wil iemand so hard weet klap partyke. Sê ek, Here, jy moet my help. Ek sou moeg vir hierdie mense wat teen mekaar praat. Sien, ons het geleer, hoekom het jy 2 ore? Om te luister. Weet jy waar trek ek partyke? Dis handel. Dan kom die Heilige Gees sê vir my, jy weet, dit gaan niks solf. Lig verdryf die duisternis. Maybe you need to come back into the light. Jy het nie geduld met mense nie, jy het nie geduld met jou werksmense nie, jy het nie geduld nie. Hoekom? Because you haven't been in the light. Weet jy, kom word ons ongeduldig, ons kry nie ons sin. Amen. Selfs by die werk, jy het 'n opdrag gegee, en jy mag, want as jou posisie. Maar nu word jy ongelukkig, hoekom? Want jy kry nie jou sin nie. Hoeveel van ons, en hoeveel van julle, hoeveel van ons, as jy ongelukkig is, wil nie na rede luister. Dis hoe vol trots ons is. Ek alleen is reg. Ek moes leer luister na die ander kant van die koin. Ek moes leer luister, as kinders van God my praat, nie om te antwoord nie, maar om te verstaan. Hoekom sê jy wat jy sê? Hoekom sê ek wat ek sê? Hoeveel kerke bid sê, Here, stuur die sondaars, stuur die wees, stuur die weduwee, stuur die prostituut, stuur die dronkgat, stuur die verslaafde. As hulle daar aankom en sê hulle, nee, hier is nie veel plek. Hierdie is heilige grond. Ek was by 'n begrafnis waar die ouetjie dood is en die familie vra toe, een van die vriendinne sing baie mooi en vra sy moet 'n lied sing. En daai pastoor sê, sy kan nie voor in sy kerk sing nie, want sy dra 'n langbroek. In ons kerk mag jy net 'n rok dra as jou vrou. Hierdie is heilige grond. Toe steek ek my hand om, sê ek, as dit heilige grond is, hoekom het jy skoene aan? Want Moses moes syne uittrek, of is jy nie so heilig? Toe laat hulle hom maar sing. Sy mag wel net nie op die stage gestaan het nie, sy moet onderstaan. Daai is die heiligdom. Hoe was hy? Ons het soveel pretense, ons het soveel voorgee, ons het soveel goed wat ons doen, om ons te laat heilig lyk en beter lyk. Maar ons is vrot binne, ons is stikkend binne, dis hoekom ons so optree. As mense nou vir my vra, het jy kaas in jou yskas, dan sê ek nee. Weet jy wat kos kaas? Weet jy hoe duur is bykosse? Sweets. Wie kan nie 'n week omgaan sonder sy chocolate nie? Van julle eet 'n chocolate elke dag. Elke aand. Wie van julle maak 'n slap oop en eet net 'n blokkie en bære die res vir volgende week? Jy's 'n koter. Ja, is nie vir koters nie. Jy maak ons daai slap oop om te eet. Amen. Want as jy hom bære, gaan ek hom kry. Want jy het lag een. En dis 'n ding waarmee die Here my moet kom werk. Ja, almal weet hoe ek gedrink. En toe kom die Here met my en hy begin met my die laaste tyd praat, wat is jou volgende verslawing? Suiker. Want suiker se doel is verslaafdheid. Suiker is erger as heroïne. 99% van jou siekte toestand is suiker. Nie ander goed nie. Want dis wil die mensdom siek maak. Ek sê, maar Here, as jy my kon vrymaak van drank, maak my vry van suiker. En hy gee vir jou die toetse. Jy nooi mense vir ete, jy gaan vir hulle kos gee, en bring hulle melkterts aan.
Mense weet ek's lief vir roomys. Pastoor, kan ek vir jou roomys bring? En ek het gesê ja, want ek wil nie mense moet offend nie, want ek's 'n people pleaser. Ek erken dit. Hoeveel goed sê jy ja, wat jy weet jy moet voor nee sê, want jy wil nie mense offend nie. Ons is people pleasers. So ek moes leer nee sê. Ek moet leer om vir myself nee te sê. Ek sê nie vir jou nee nie, ek sê vir myself nee. Boundaries. Boundaries. Sien julle hoe korrup is ons Christendom? En prys die Here, jy kan vuil hande hê, want hy soek 'n skoon hart. Vuil hande is welkom, want hy was ons. Hy was ons, met sy bloed. En as jy 'n bloedlont is, dan stuur hy die Heilige Gees as aspirien om te dissolve. Niks deel so vinnig met jou self-pity party, soos die Heilige Gees nie. Niks deel so vinnig met jou oordeel as die Heilige Gees jou eie sonde wys. Niks deel so vinnig met jou people pleasing as hy vir jou wys hoe jy mense meer eer as God. Ek het daardeur gegaan. Ek het hom gevra, wys my. Is jy bereid om te gaan? Sê jy vat op my hand en sê, Here, kom haal uit my uit wat ek gedink het. Ek het nie, wys my. Kom wys vir my of ek 'n ego of 'n trotsprobleem het. Kom wys vir my of ek materialisties is. Kom wys vir my of ek 'n people pleaser is. Kom wys vir my of ek 'n oordeelgesindheid is. Kom wys my. Hy gaan begin met kyk alles wat jy regverdig. Sien wat die teenoorgestelde van surrender is selfregverdig. En die enigste hoe ek selfregverdiging stop, is selfbeheersing. Om vir myself nee te sê. Sien, ons almal wil hê die Here moet ons lewe change. Jy soek deurbraak op deurbraak. But we don't die to self. Dit begin by die dood, begin die nuwe lewe. Sterf. Dan revive. Herlewing is waar daar dood is. Weet jy waar gaan herlewing begin? Nie globally nie. Nie eens nasionaal nie, nie eens in Pretoria nie, in jou huis, in my huis. Dis waar herlewing moet begin. Anders sal geen stad dit wees nie. As dit nie in ons huise begin, omdat ons onsself voor God verootmoedig nie, gaan daar nooit weer herlewing gesien word nie. If you want revival, die. Because something needs to be dead to be revived. Dis my vraag vanoggend, waarvoor moet jy sterf? En dan hoef jy nie vir my te antwoord nie. Dis 'n vraag wat jy in die spieël moet deel. If you want to follow me, take up your cross and die. Hy woordjie daar in Grieks, deny yourself. Om vir jouself nee te sê. Sorry, jy het dit nie nodig nie. Sorry, daai gesindheid kan jy nie regverdig nie. Sorry, moenie eers daai woordeskat verdedig nie. Sorry, moenie sê jou verslawing help jou nie. Deny yourself. Kom oor jouself. Sterf vir jouself, sodat God weer in jou kan leef. Because if the flesh is living, there's no God. Ek sê altyd as mense 'n probleem het met die kerk, sê ek, met wie in die kerk het jy 'n probleem? Jy kan tog nie met die gebou 'n probleem hê. Hallo, ek is kwaad vir die gebou. Kyk hoe voel hy. Ons het 'n issue met iemand.
Maar omdat ons self struggle met trots en minderwaardigheid, gaan sort ons dit nie uit nie. Hoe suffer jy met trots? Want jy wil jou saak verdedig. Hoe suffer jy met minderwaardigheid? Jy is bang vir konfrontasie. Nee, ek hou nie van konfrontasie nie. Deel met jou minderwaardigheid. Want konfrontasie is deel van groei. Sê nie moet lelik wees nie. Die woord sê word kwaad, maar moenie sondig nie. Daar's 'n verskil. Omdat ek jou klap oor ek het geniet en oor ek jou klap oor ek kwaad is, daar's 'n verskil. Nee, ek gram. Moet jou nie klap nie. Draai die ander wang. Ek het altyd so gespot. As iemand iets sê, dan sê hulle ja. Pastoor, as ek jou klap, mag jy nie terugklap nie. Jy moet die ander wang draai. Ek sê, is fyn, ek sal die ander wang draai. Hy sê regtig, ek sê ja. Hy sê sjoe. Ek sê maar daarna is daar niks. As ons in die Ou Testament, oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Nee, ons lewe in Christus. Christus het teen elke aanval gesterf. Hy het teen elke ding wat oor hom uitgespreek is gesterf. Hy het nie sy saak verdedig voor Pilatus nie. Hy het gesê, dis wat jy sê. Dis wat jy sê. Sien, ek het daai punt bereik van, dis jou opinie. Dis hoe jy voel. So dis hoe jy voel, nie ek nie. Dis jou opinie. Sien, as jy daar kom waar die opinie van mense nie meer jou waarde bepaal nie, is jy vry in Christus. Hierdie jaar moes ek 'n baie moeilike besluit neem. Ek moes wegstap van een van my grootste drome af. En dis nie maklik nie. Veral nie omdat jy gekruisig word daaroor. Ja, maar jy. Ja, maar jy. Ja, maar jy. Daar kom 'n tyd wat God van jou gaan sê, as daai ding nie in jou hart meer in eenheid staan nie, beweeg. Vrydag sit ek en Eddie, ons sit met 'n koppel van Randfontein. En ons praat en hulle, die ou gaan deur 'n massive ding en ek sê vir hom, ek het iets geleer by die Here. Dis een van my favorite slogans, ek sal nog 'n t-shirt maak. When the battle is lost, the loser always goes to slander. Die maklikste manier om te wys jy het verloor, is hoe jy aanval, na die tyd. Want dit wys hoe verkeerd jou hart is. Wat die hart van vol is, loop nie, mond van oor. So, Koos wat sê volgende, ons almal sak. Ons almal kry beerd om te sak. Ons almal skinder. Ons almal vloek. Party is nog verslaaf, ander sukkel. Dalk minderwaardigheid, dalk bitterheid, dalk onvergewensgesindheid, dalk verslawing, dalk lust. Dalk begeer jy's greedy, jy begeer ander mense se besittings, dalk jaloesie, dalk het jy 'n kortie meer. Dis vir daai goed wat Jesus gesterf het, nie vir die goeie goed nie. So hê eerder iemand lief met Jesus se liefde wat daarmee struggle, as wat jy hulle oordeel. Embrace hulle eerder. Hê genade. Paulus sê, gee volgens die genade wat jy ontvang het. Daai is 'n taaf call. Dalk vir my nie vir julle nie. Julle genade vloei net so. Toe ek die persoonlikheidstoetse doen, weet jy wat's my laagste punt? 0. Mercy. Wat beteken dit? Ek kan nie worry nie. Ja, pastoor, dit gaan so sleg met my. Ek gaan sleg met almal. Pastoor, dit wat jy gesê het, maak seer. Dit maak ander mense ook seer. Ek moes leer om mercy te hê,
want dit kom nie natuurlik nie. Ek moes leer en die Here sê, gee my u hart vir mense, dat ek hulle kan lief hê, soos wat u lief het. Vrydag, en al die begrafnisse en memorials wat ek gedoen het, was my moeilikste een, nog. 10 minute voor die baba gebore is. Hartklop gesond, alles gesond. Baba is doodgebore. Pastoor, kan jy Vrydag iets sê, want ons weet nie wat om te sê. Slag, hier raas of ek weet. Daar is regte drama. Nie ons klein goedjies nie. En trust my, ek het al baie begrafnisse gedoen. Maar niks berei jou voor vir die volgende een nie. Ek kan net nie praat en sê, dink hoe moet daai familie voel, ons is ouma en oupas, hoe moet daai ouma en oupa voel, ons gaan na hospitaal toe, ons kom terug, met 'n geskenk, hulle gaan leeg huis toe. Maar ons wil ons ego en ons nonsens beskerm en selfregverdig. Ons wil ons issues verdedig, ons wil ons kleinlikheid groot maak asof dit hierdie berg is. Maar daar's regtig drama daar buite. Daar's regtig mense wat hel toe gaan, wat nie God ken nie. Ons stry met kinders van God met mekaar, terwyl die wêreld die hel toe gaan. Is ons so self-absorbed, dat ons nie ons issues met mekaar kan uitsort nie. Die Here sê, wat sal maak dat die wêreld weet dat ons kinders van God is? Deur die liefde wat ons vir mekaar het. Sien, die enigste ding wat die wêreld gaan laat twyfel oor jou Christendom is jou level van liefde. Dis al. Nie hoeveel jy gee nie, nie hoe jy kerk toe kom nie, nie wat jy aantrek nie, niks van daai goed nie. Al wat die wêreld sien, jy is 'n kind van God, is jou liefde vir ander mense. Jou liefde vir jou ouers, jou liefde vir jou kinders, jou liefde vir jou vriende, jou liefde vir jou werksplek, jou liefde vir jou troeteldiere. En dis ook God se skepping. Ek was ou, ek het niks gevoel oor troeteldiere. Ek het gesê, enige ding wat jy oor 'n muur kan skop is nie hond nie. Hy moet groter wees. En toe kry ek hierdie vrou. Nou slaap wat, 3 Jack Russells in my bed en 'n Rottweiler. En ek lê waar ek plek kry. En is okay. Want hoekom? Hulle is pack animals, hulle is familie. Jy gaan meer by familie by jou hond leer as jy hom toelaat as by jou eie familie. Want hulle is uitverkoop, die familie. Gaan leer by jou hond oor genade. Sit hom en jou vrou in die kar se boot vir 'n uur, maak oop, kyk wie's bly om jou te sien. Daai is ware Christendom. Daai is ware Christendom. Amen. Wat sê ek volgende vir ons? Dalk moet jy 'n bloedklont uit jou gees uitkry. Want jy is besig om 'n museum te word van skynheiligheid. Die Here wil jou vry maak. Hy wil jou vry hê. Kom ek lees vir julle 'n laaste ding. Dan gaan ek afsluit. Ek sluit al die laaste 10 minute af. Dis okay. En die week maak ek 'n post en iemand sê daar vir my, hy is so bly,
Die post is nie op hom van toepassing nie, want hy is nie 'n Christen nie. Hy is 'n kind van God. Toe sê ek vir hom, weet jy ooit wat beteken die woord Christen? Jy weet, dit was 'n vervloekingswoord vir die eerste Christene. Want mense hulle gehaat het, omdat hulle soos Christus was. Maar ons vernuwe, ons vol van onsself, ons vleeslike Christenskap, het die woord Christen useless gemaak. Want wat sê mense? Net nie sê jy is 'n Christen nie. Ek sê jou besigheid doen, maar moenie sê jy is 'n Christen nie. Ons het dit verloor wat dit is om soos Christus te wees. So ons probeer eerder sê ek's 'n kind van God, asof dit jou minder verantwoordelik gemaak. Want as mense wat sê hulle is kinders van God, wat net so sak, of hy nou 'n Christen is of 'n kind van God is. Want Christus is ook 'n kind van God, hy word sy seun genoem. Hallo. En tot die Vader sê, wees soos my seun, be Christian, wees Christ-like. Want Christus is die oorsprong van Christen. En die woord Christen kom eintlik uit die Hollands uit. Gaan doen maar jou huiswerk. Ek gaan julle nie te veel sê. Ons Afrikaanse woord Christen kom van daar af. En hulle betekenis van die woord Christen is om elke dag te sterf vir wie jy nie is nie. So al die ander is pretense. Oh, I'm the great pretender. Doikie, die kerk. Kan ons ophou pretend? Kan jy ophou pretend dat dit goed gaan? Kan jy ophou pretend dat alles oukei is? Kan jy ophou pretend dat jy het nie foute nie? Kan jy ophou pretend jy word nie kwaad nie? Kan jy ophou pretend dat alles is altyd goed? Kan ons ophou pretend? Kan ons eerlik wees en sê ek sukkel, ek sak, help my, bid vir my. Ek het nie op hierdie oomblik geloof nie, ek struggle. Kan ons ophou justify ons gesindheid? Kan ons ophou justify ons verslawing? Kan ons ophou justify ons gedrag? Kan ons ophou justify ons woordeskat? Kan ons ophou justify die goed wat ons op pad hel toe mee is? Confess dit, dat jy ons kan vrykom. Kan ons dit doen? Is jy bereid om daai ding vir jouself te doen? Vir iemand anders nie vir my nie. Asseblief nie. Kan jy jouself belangrik genoeg ag as God se skepping, as God se kind, dat jy vir jou vlees kan nee sê en sê, die. The I needs to die. Kan jy jou vlees kruisig? En weet jy wat, dis nie iets wat jy self kan doen nie. Dis nie iets wat jy sê, môre gaan ek ophou nie. It only starts with surrender. If I can't surrender fully, God cannot own me completely. Kom ons bid saam. Aba Vader, dankie dat ons weet die enigste pad na U toe is Jesus. Here Jesus het self het gesê, as jy na die Vader toe wil kom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's geen ander way as U nie. Daar's geen ander way as Christus nie. Daar's geen ander metode nie. Daar's geen ander werke nie. Dis net 'n lewe in Christus. Mag ons onsself so in U vind, Jesus, dat die wêreld sy smaak verloor. Dat ons vlees sy styl verloor. Dat ons gesindheid sy krag verloor. Mag ons so vol wees van die Heilige Gees, dat die koninkryk van God weer deur ons elkeen skyn. Revive us, kom maak dood dit van die vlees wat in ons sterk staan, en revive the Spirit of God within each of us. Ons het nie titels en posisies nodig nie, ons het 'n hart van Christus nodig, om 'n verskil te maak. Hoekom kan ons nie net opdaag vir U nie? Hoekom moet ons gevra word?
Hoekom moet ons genooi word? Hoekom moet daar gesê word, bring iemand saam? Kan ons nie net 'n hart hê vir mense en sê, ek weet jy het Jesus nodig. Ek ken 'n plek waar die Here aanbid word. Die Here aanbid word. Nie die pastoor nie, die Here, nie die koffie nie, die Here. Kom na my huis toe. Dis 'n huis waar die Here woon. Want in ons huis is ons opreg met ons foute en al, want ons het hom alleen nodig. Here, help ons om onsself te kruisig. Help ons om met ons trots te deel. Help ons om met ons egos te deel. Want dis die bloedlont in die liggaam van Christus. Mag ons ophou. Mag ons ophou om die rede te wees hoekom die duiwel wen. Mag ons die rede wees hoekom die koninkryk weer opstaan. Elkeen van ons. Maak ons die rede. Maak ons die rede. Dat u oorwinning aan die kruis nie vir net was nie. Dis my gebed vanoggend in die naam van ons koning Jesus die Christus. En almal sê saam. Amen. Terwyl ek bid, wil ek net hierdie ding sê. Hou op foute soek met ander mense se beste pogings. Mense doen goed uit liefde uit. Hou op ander mense se werke afbreek. Hou op ander mense se blessing afbreek. Want jy sou dit beter doen of jy sou dit anders doen. As jy sou, hoekom het jy nie? So shut up. Bring eerder jou kant. Wees waar God jou nodig het. Leef wie hy jou geroep het om te leef. Wees die verskil. Amen. This is like TikTok. We don't want problems, we want solutions. Be the solution. Amen. Kan jy die oplossing wees? Kan jy die oplossing bring? Dis my challenge vir myself. Gaan sit jy by die Here en sê, wat wil u van my hê? Ek is moeg om myself altyd eerste te stel. Kan jy dit doen? Gaan jy dit dare? Kan ek jou dare? Kan ons April maand die maand maak wat jy sê, I'm dying to myself. Is jy oop vir 'n challenge? As jy nie is nie, moenie. Nie ja sê, dan kry jy nog pak oor die gelieg het ook. Maar as jy die guts het, gaan sit by die Here se voete en sê, as ek deel is van die bloedlont, kom verdun die eie ek, dat u kan deurkom. Johannes 3:30, ek moet minder word, dat hy kan deur. Amen.